Goeiemôre dan aan elkeen wat ook aanlyn saam met ons luister. Mag die Here lieflik sy woord in ons bedien. Kom ons bid saam vir sy woord. Vader, hoe lieflik was dit nie nou om vir Philip en Daniël voor te kom gehad het met hulle klein seentjie nie. En Here, eintlik is ons soos daai kind veronderstel om afhanklik te wees van U. Klein Pieter Philip kan niks vir homself doen nie. Hy kan nie sy doeke ruil nie. Hy kan nie vir homself kos gee nie. Hy kan nie homself bad nie. Hy's absoluut afhanklik van ouerskap oor hom. En ons sal vanoggend so voor U kom staan en sê, Here, dit mag baie keer voorkom vir onsself, of ons onsself kan aantrek op hierdie aarde. En of ons onsself kan kos gee op hierdie aarde, maar ons mis dit want ons is besig met natuurlike sake en ons vergeet hoe afhanklik ons van U veronderstel is om te wees. So ons kom soos kinders vanoggend na U toe. En ons sê, Here, vat U hemelse lepel en dan voer U vanoggend vir ons. Trek vir ons hemelse klere aan, Here, geestelik met U woord. Beklee ons vanoggend met Christus. Voed ons met die woord, die brood van die lewe, sodat ons kan hoor, sodat ons die woord kan aanneem, sodat die woord nie leeg terugkom nie, sodat ons huis toe kan gaan en hierdie woord implementeer, sodat dit 'n verskil in ons eie lewens kan maak en in 'n gemeenskap rondom ons. Mag U naam vanoggend verheerlik word deur elke woord wat by ons mond uitkom, in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Alright. Julle kan julle Bybels vir my oopmaak by Handelinge 1. Handelinge 1. As jy nie 'n Bybel het, jy kyk sommer daar by iemand langs jou of gee 'n paar Bybels aan. Tanya het 6 Bybels hier voor julle, by haar kom haal. En dan lees ek gou vir julle. Ek gaan nie vandag vir julle lank besig hou nie, maar die konsep wat ek vandag vir jou wil deurbring, dink ek in die era wat ek en jy leef, is een van die belangrikste konsepte om te verstaan in jou wandel saam met Christus. Sonder dat hierdie konsep gaan vaswees in jou hart, gaan jy sukkel om te onderskei daar buite, want hoe later die dae raak, hoe nader ons kom aan die einde, hoe meer gaan jy goed hoor en gaan vir jouself vra, is dit die waarheid of nie? En jy gaan moet kan leer om te onderskei. Dit was Marike se gebed vanoggend vir Pieter Philip, is dat hy sal in sy lewe kan onderskei tussen die waarheid en die valse leringe daar buite. En een van die konsepte wat verkeerd oorgedra word daar buite, ter voordeel van organisasies en nie ter voordeel van jou pad saam met die Here nie, is die werking van die Heilige Gees in jou lewe. En ek gaan nie vanoggend vanuit 'n hoogte uitpraat daaroor nie. Ek gaan vanoggend met jou praat vanuit my eie lewe uit daaroor. Want die ou wat vanoggend voor jou staan, was die een wat rondgehardloop het en gemaak het asof die Heilige Gees my bemagtig om all powerful te wees. Totdat ek iewers op my neus beland het, in die stof, en besef het, waarmee is ek besig? Besig met die opbou van myself. Besig met die bevordering van aardse dinge wat ek graag wil hê, ek sit net die Here se naam daarby, sodat dit meer heilig kan klink. En daarom wil ek hê jy moet vanoggend die woord van die Here hoor. Jy moet vir hom duidelik hoor. Ons gaan nie in diepte ingaan nie. Ons gaan 'n paar konsepte vasvat vanoggend. Daar's baie meer om te sê oor hierdie onderwerp, so asseblief vir my nie bel en sê ek het dit goed uitgelos nie. Die res van die goed oor hierdie onderwerp los ek vir jou. Want jy het mos ook 'n verantwoordelikheid om in die woord te wees dan nie. Dit is mos nie altyd die dominee of die pastoor se werk of die prediker se werk om die woord te leer en dan vir jou te kom sê wat daar staan nie, maar die oomblik as dit die verantwoordelikheid van die voorste persoon raak, wat gebeur dan? Dan het jy geen manier om te onderskei of dit die waarheid is nie.
En jy gaan maar net jou kop knik altyd en sê ja, amen en so, en dis hoe ons almal vals lering in ons harte vasmaak. Ons hoor iets wat goed klink, maar ons is nie soos die Boreane in die Bybel. Die Boreane het gesê, ja, julle is welkom, kom preek vir ons, maar onthou net, ons gaan dit wat julle preek toets aan die skrifte, om te sien of dit so is, en as dit nie so is, gaan jy nie weer kom nie. Want ons ken die skrifte en ons toets het, so dis lieflik om te hoor as die woord van die Here bedien word, maar het jy die onderskeidingsvermoë? Bid jy die Here toe, dat hy die gawe van onderskeiding in jou lewe werk, sodat jy kan sien, nee, hierso is 'n foutjie. Nie bloot omdat jy saamstem of nie saamstem nie. Dit is heeltemal 'n topic op sy eie. Want ek kan nou vanoggend vir hom Pieter vra wat hy sit. As ons 2 ramme hier gaan inloop laat nou, gaan ek en hy verskillende goed raak sien eerste. Ek het ook groot geword in 'n teelershuis. En partykeer verskil teelers van mekaar oor wat nou eintlik 'n goeie ram is. So dit help jy ons sê vir mekaar vanoggend, my manier van kyk is die regte manier. Daar is net een manier. En ons gaan vanoggend oor hom praat. En sy naam is Christus Jesus. Nie as jou opinie van hom nie. As wie hy is as persoon. Wat is die profeseë wat oor hom uitgespreek is in die Ou Testament? Hoe het hy gelyk toe hy gekom het in die evangelies? En wat getuig die res van die Nuwe Testament van hom? Dit is wat ek en jy, wat die woord bedoel as die boekrol wat ons moet eet. Dit is wat ons moet inneem, dit is wat ons moet studeer, dit is waarin ons moet opgroei, sodat ons die tye kan onderskei en sê, hier's 'n ding wat ek moet na kyk, of wow, hier's 'n ding wat ons oor moet besop. Veral ons manne wat ons gesinne moet lei. Ek onthou goed, toe my pa by die Here uitgekom het, het hy ons hele gesin sit gemaak en vir ons gesê, hy is jammer dat hy ons nie gelei het uit die woord uit nie, want hy was nie in die woord nie. Hy het gesê, hy is jammer dat hy ons kon lei na Jesus toe nie, want hy was nie by Jesus nie. En dis nie 'n godsdienstige ding nie, geliefdes. Dis nie nek bloot, staan op, doen 'n 10 minute Bybelstudie, gaan werk nie. Dis nie dit nie. Dis die vraag of daar 'n lewende Christus Jesus deur sy Heilige Gees in jou woon. Dis of hierdie liggaam van jou werklik 'n tempel is van hom. En of hierdie tempel skoon gemaak is deur die Gees, en of jy opereer soos 'n priester, profeet en 'n koning in hierdie tempel. En of mense dit kan sien in jou lewe. En of iemand by jou aankom wat jou jare lank na skool gesien het, en vir jou sê, wow, jy's anders. Wat het hier gebeur? Ek kan jou met my hele hart beloof dat jy sal die dag na my geluister het, jy sal na my Stellenbosch was. Nou, my vrou sê nie met my getrou het nie, want ek het nie die Here geken nie, en ek het hom nie gedien nie. Ek het hom leer ken later daar, maar vir die eerste stuk was daar niks van Jesus beskikbaar nie, of sigbaar nie. Maar dankie tog vir genade. Dankie tog vir tweede, 10de, 100 miljoenste kanse om weer op te staan en aan te gaan. Maar éventueel begin jy en moet jy verander. As jy nie verander nie, bly jy dieselfde. En as jy dieselfde bly, kan niemand niks in jou sien nie, dan is jy 007 Christian, dit help niks. Nog erger, jy praat Christianies. Jy kan saam praat met mense oor sekere onderwerpe, maar dit kom nie vanuit Christus in jou hart uit nie, dit kom van kopkennis. Dis gevaarlik. So kom ons kyk vanmôre na hierdie ontsaglike belangrike onderwerp, en ek lees vir jou voor. Vanaf vers 1, Handelinge 1 vers 1. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels, wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde, hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader,
wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Kom ons stop dit gou vir 'n oomblik. Kan ek net gou vir jou sê, ek het Dinsdag aand het ons hierdie presies dieselfde gedeelte by die selgroep deurgewerk, in detail. Kan ek net gou vir jou sê, wanneer jy hierdie gedeelte lees, hou net gou die volgende baie, baie duidelik in jou hart. Wanneer Jesus vir sy disippels sê, gaan terug Jerusalem toe en gaan wag op die belofte wat ek vir julle gesê het, julle gaan ontvang, dan stuur hy vir hulle na Jerusalem toe, wat in politieke turmoil is. 'n bietjie dag terug het hulle vir Jesus gekruisig daar, oor die uitsprake wat hy gemaak het. En almal van hulle was op 'n manier fugitives. Wat is die regte woord? Wat is die Afrikaanse woord? Vlugtelinge. Almal van hulle het eintlik op 'n manier uit mekaar uitgespat, want jy kan ook gekruisig word, jy kan ook vervolg word as jy assosieer met Jesus. Nou sê Jesus vir hulle, nie gaan weg van Jerusalem, gaan terug. Jy sien, die opdragte wat Jesus gee is nie die gemaklike goedjies wat ek en jy wil hoor nie. Maar is die enigste opdrag wat hy weet. Dit inhou wat hy in jou wil werk. Sonder dat jy uitvoer dit wat hy sê, gaan jy mis dit wat hy wil doen. Jy geluister. Sonder dat jy gaan uitvoer wat hy sê, sonder dat jy gehoorsaam gaan wees in wat hy gaan sê vir jou, in jou lewe, gaan jy uitmis op dit wat hy wil doen in jou. En gaan jou karakter dieselfde bly. Niemand van ons groei in die gemaklike omgewings nie. Ons groei deur die storms. Ons groei deur die moeilike tye as ons vashou aan Christus. En Jesus stuur hulle terug Jerusalem toe. Potensieel na elkeen van hulle se eie dood toe. Wat gebeur met Paulus? Nadat hulle hom amper doodgooi met klippe. Lê buite kan die stad, hulle het gedink hy is dood. Hy staan op, hy was die bloed van sy gesig af. Hy gaan reguit terug. Dit is lagwekkend. Die meeste mense sou gesê, jy is mal. Hy sê, ek kan nie anders nie. Die liefde van Christus dring my terug na die een wat die klip gegooi het. Raai, hoekom doen Paulus dit? Want hy was die een wat die opdrag gegee het dat die klippe gegooi word. Hy weet hoe dit voel om ongered te wees. En om te dink, hy is passievol vir sy kerk, maar hy is eintlik besig om Christus te vervolg. Daarom kan hy sê, en kan die disippels verstaan, wat Jesus sê, ek stuur julle soos wat? Skape tussen die wolwe in. Kom vat 'n happie. Kom verneder my in die publiek. Kom vervolg my met jou woorde of jou dade. Maar staan ek vir Christus. En dit is die mense wat in die geskiedenis van die aarde die verskil maak. Dis die wat staan as die ander hardloop. En moenie dink nou was hy 12 disippels nie. Hier was so 120 by mekaar. Op 'n stadium vroeër in Jesus se bediening was daar 72 wat uitgestuur word stad na stad toe. Gaan. Gaan verkondig die evangelie. En hulle kom terug met passievolle getuienisse, 72. En Jesus maak een uitspraak. Een uitspraak wat verskriklik moeilik klink. En 60 van die 72 draai terug. En net die oorspronklike 12 bly oor. Jy gaan dit sien in jou dag, my geliefde. Jy gaan beweeg saam met groepe wat sê Jesus voor, Jesus agter, maar wanneer die pop op die fan stryk, dan is dit sterkies tussen die bene soos hulle hardloop. En net 'n paartjies gaan staande bly. Dit is die mense se journey. Dit is waar jy moet wees. Daar saam met hulle. Nie saam met die wat weghardloop nie. Jesus sê, as julle hoor wat ek sê, en julle gaan terug Jerusalem toe, gaan ek vir julle gee die belofte, wat ek gesê het julle sal ontvang. Watter belofte? Lukas 24 vers 49. Lukas 24 vers 49. En kyk, ek met 'n hoofletter Jesus, en kyk, ek stuur
die belofte van my Vader op julle. Ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Wat 'n belofte gee Jesus vir hulle? En moenie net vir my sê die uitstorting van die Gees, dis die maklike antwoord. Jesus sê, as julle my disippels wil wees, op 'n stadium staan daar 'n crowd voor hom. En hulle wil Jesus koning maak as gevolg van die feit dat hy vir die tweede keer bietjie brood meer gemaak het, bietjie vis meer gemaak het, 'n skare gevoed het daarmee. Dan sê hulle, hierdie ou moet ons koning maak. Hierdie ou kan wonderwerke doen. Hy moet koning raak. Dan sê Jesus vir hulle, julle weet nie wat julle sê nie. Ek het nie gekom om 'n aardse koninkryk staan te maak nie. Ek het gekom om 'n hemelse koninkryk staan te maak. Ek het gekom om julle te kom losmaak van julle self. Julle wil ek het julle losmaak van die Romeine. Ek het gekom om julle los te koop van julle self. En in hierdie geval hierso, is die belofte nie net die uitstort van die Gees nie. Die belofte is, as julle my wil volg, gaan jy jou kruis moet opneem. En jouself verloon. Maar om dit te kan doen, gaan jy krag nodig hê. Om jou kruis op te neem en jouself te verloon beteken, ek ken myself nie meer nie. Ek ken nie my ambisies en my planne meer nie. Ek is hier om een ding te doen, en dis my doel wat Christus my voorgeskep het, te sê, Here, hier is ek, stuur my. Waartoe wil jy moet ek gaan? Jesus sê, ja, julle commit hiervoor. Gaan Jerusalem toe en wag, julle commit hiertoe, maar onthou, julle kan dit nie doen sonder dat julle krag ontvang uit die hoogte uit nie. Jesus wag 30 jaar as mens. Hoekom het hy nie vroeër met sy bediening begin nie? Hoekom het hy nie vroeër bekend gemaak ek is die seun van God nie? Hoekom het hy in Nasaret? Doen jouself 'n guns. Almal wat Israel toere doen, gaan Nasaret toe. Gaan kyk, hoe lyk Nasaret? Nasaret lyk soos die agterstrate van Goodwood. Dis die arme mense. Was jy 'n ruiterwag in jou lewe? Agter Goodwood. Gaan kyk 'n bietjie hoe lyk arme mense. Jou eie mense wat arm is. Waar hulle vir 'n seentjie vra, wat is ryk? Dan sê hy, oom, 2 etes op 'n dag. Dis waar Jesus groot geraak het, in Nasaret. Nou is ek uit my storie. Wat wil ek van Nasaret sê? Jesus stuur hulle. Jo. Hoekom het hy 30 geraak? Dankie, Joa. Ja. Hoekom het hy dit in Nasaret bekend gemaak het? Hoekom eers gewag tot op 30? Want hy sê ek het niks gedoen of niks gesê wat my Vader nie eers vir my gewys het nie of gesê het nie. En daardeur neem ek aan die Vader gesê, jy wag in jou menslike vorm tot ek die krag vir jou gee uit die hoogte uit. En Jesus kom aan op 30 by die Jordaanrivier as mens. En hy sê, Johannes, my neef, wat 6 maande voor my gebore is, en wat sy bediening voor my is, jou bediening moet my bediening aankondig. Doop my. Hy sê, ek kan u nie doop nie. Hy sê, Johannes, doop my. En toe Johannes hom uitbring onder die water, toe kom die krag uit die hoogte uit af, op hom. En 'n stem sê uit die hemel, hierdie is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, luister na hom. Baie interessant, dat ons 'n skrif kry, in Hebreërs 1 vers 1 en 2, jy hoef nie te blaai nie, wat sê, ek sal dit vinnig vir julle lees.
Nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Hoekom? Hoekom spreek hy in die laaste dae deur die Seun en nie meer deur die profete nie? Hoekom nie? Want hy het so gesê. Hierdie is my geliefde Seun. Luister na hom. My welbehae is in hom. Ek gaan deur hom spreek. Hy gaan vir julle sy lewe laat opteken in die evangelies. Luister na dit. En dit gaan plaasvind deur 'n krag wat ek hom gaan gee, naamlik my Gees. My Heilige Gees. En daarom as julle my disippels wil wees, sê Jesus, het julle daai krag nodig. Kan ons dit bevestig? Of praat ek nonsens? Wel, die res van Handelinge 1 bevestig dit vir ons. Wat gebeur daar in die res van Handelinge 1? Wat gebeur in vers 5? Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En asseblief, ons moet gou vinnig oor daai gedeeltjie ook praat. En hy antwoord, dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet, wat deur die Vader se eie mag bepaal word nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Reg oor die aarde heen sal julle my getuies wees as die krag vanuit die hoogte oor julle gekom het. As julle die belofte ontvang het en aangeneem het, dan sal dit kan gebeur. Sonder dat dit gebeur, is dit onmoontlik. Jy gaan in eie krag beweeg. En daar's baie wat daar buite self aangestelde profete, self aangestelde apostels. Ek hang 'n groot vraagteken oor elke ou wat homself 'n profeet en 'n apostel noem. En ek sê nie die Here het nie vir jou 'n boodskap gegee nie. Ek sê dis gevaarlik om daai titel te koppel. Wanneer die woord sê in die laaste dae praat hy deur die Seun. En ek sê nie jy het nie 'n kragtige boodskap nie. Ek sê jy's wintie en arrogant om iets soos 'n profeet en 'n apostel aan jouself te koppel. En jy dink enige eer kom jou toe of jy's beter as enige ander persoon wat ook die krag uit die hoogte deur die Heilige Gees ontvang het. En daarom gee dit vir sekere mense meer autoriteit as vir enige ander persoon wat die Gees het om te kan sê, so sê die Here en jy moet dit doen. Nee, geliefdes. As jy die Heilige Gees ontvang het, as jy met jou mond bely dat die Here Jesus Christus is die Seun van God, wat gesterf het vir jou sonde, opgestaan het, en jy sê, ek glo sy Gees woon in my, ek het hom aangeneem, hy woon in my, dan dra jy dieselfde krag uit die hoogte uit, as die disippels van Jesus en Jesus homself. Jy kan nooit Jesus wees nie. Jy kan nie 'n klein Jesus wees nie. Want jy's gebore in sonde, hy nie. Hy's gebore uit 'n onverganklike saad van God. Ek en jy gebore uit 'n verganklike saad van mens. So ek kan nie Jesus wees nie. En nou as ek vir jou sê, omdat hy 'n groot God is jy 'n klein God, hardloop weg. Koop vir jou nuwe skoene en hardloop weg. Dit is nie die waarheid nie. Dis ouens wat jou wil laat goed voel oor jouself, terwyl die Bybel sê, jy moet sterf aan jouself. Jesus homself sê, as jy my wil volg, moet jy sterf aan wie jy dink jy is, sodat ek met hierdie krag en hierdie Gees deur jou kan leef. Wat as ek nie deur jou kan leef nie, wie leef dan is jy self? En ek kan 'n lieflike geestelike sousie daaroor gooi, maar it's still you. Me. Teenoor hy. En wat die Johannes sê, hy moet meer word,
en ek moet minder word, dan beteken dit dag na dag, sterf ek aan self, neem my kruis op, sodat die lieflikheid en die grootsheid en die almag van die Here Jesus Christus deur my kan manifesteer. Dis of ek, of dis hy. En Jesus sê vir hulle gaan wag, sodat dit oor julle kan kom. Het hy sy belofte uitgevoer, geliefdes? Het Jesus sy belofte uitgevoer? Ja, hy het, van sy woord kom nie leeg terug na hom nie. Sy beloftes is ja en amen. Hy het sy gees uitgestort oor elkeen van hierdie disippels van hom wat op hom gewag het. En het crazy goed gebeur toe dit uitgestort word. Mense wat net een taal kon praat skielik in ander tale, in verskillende volke, nasies en tale wat in Jerusalem is. Sê maar, hoekom hoor ek my eie moedertaal daarso? Is ons nie almal Galileërs nie, hoe kan hulle nou in my moedertaal praat? Ek weet brandewyn het baie krag, maar waaragtig kan hy jou nie in tale laat praat nie. En dis wat die mense toe sê, hulle is seker dronk. En toe staan Petrus op en sê, julle dink ons is dronk, maar dit is nie 9 die 3de uur van die dag, is 9 in die oggend. Ons is nie vol wyn nie. Ons is nou net vervul met 'n krag uit die hoogte. Ons het nou net die belofte ontvang. En dieselfde Petrus wat sê, ek ken nie vir Jesus nie, wat hom 3 keer verloon, staan op in 'n stad, in politieke turmoil, en sê, kom ek vertel vir julle die waarheid, onder die krag van hierdie Heilige Gees, en dit het hom eventueel sy lewe gekos. Dit het. Maar dit is 'n veranderde Petrus. Dit is 'n veranderde ou. Dit is nie 'n ou wat weghardloop nie, dit is 'n ou wat terughardloop. Dit is nie 'n ou wat bangbroek is nie. Dis nie, of Petrus het 'n groot mond gehad. Ja, niemand sal die Here by my vat en ore afgekap het die keer en gaan Jesus elke keer al sy herstel. Petrus kalmeer. Dis nie hierdie karakter van jou wat ek soek nie. Ek hou van jou passie, ek sien alles, maar dis nie die karakter wat ek soek nie. Dis nie die ou wat die verskil gaan maak nie, want die ou gaan my verloon en weghardloop. Die ou wat ek soek, is die ou wat vervul is met die Gees. En die ou wat sy eie lewe nie meer liefhet nie. En die ou wat sy naaste liefhet soos homself, dis die ou wat ek soek. Dis die ou wat opstaan. Dis die ou wat sê, kom ek vertel vir julle die waarheid. Hierdie is die inleiding. Waartoe ek jou wil vat, is vers 4. Ek wil hê, ons moet na hierdie belofte gou gaan kyk. Hierdie belofte, wat het die belofte ingehou? Ja, julle sal hierdie krag ontvang, maar as iets groter in dit ingesluit in die binnekant van hierdie belofte, wat ek en jy nodig het. Ons gaan net na 3 goedjies kyk. Net 3. En ek hoop dat jy hierdie 3 goeders neerskryf en in jou hart vasmaak, want as hierdie 3 goed vir jou uitgesorteer is, gaan jy hier vanaf opstaan en daar buitekant begin beweeg en dan gaan 'n stukkie onderskeiding in jou begin groei en groei wat jou gaan help om te sien wanneer is iets die gees van die Here? Wanneer is dit hierdie gees wat beloof is teenoor 'n ander gees? Because let me tell you, net omdat die Heilige Gees daar is, beteken dit daar's nie ander geeste nie. En daardie ander geeste kom mimiek hulle self, soos Jesus, vermom hulle self, soos Jesus se gees. En hulle kom soos 'n engel van die duisternis, wat hom toedraai in 'n lappie van 'n engel van die lig. En hulle gaan hulle beste probeer, om jou van Jesus af te kry. En daarom sê Matteus 24, is die laaste dae moeilike dae. Hoekom? Want selfs ek en jy wat die Here dien met ons hele hart, kan mislei word. As ons nie wakker is nie. Ek wil hê jy moet 3 skrifte vir my oopmaak. Ons moet sien wie hierdie gees is wat beloof is, en hoe hierdie gees werk wat beloof is. Die eerste skrif is Johannes 14. Johannes 14 vers 16 en 17.
Is dit reg? En ek sal die Vader bid. Dis Jesus wat praat. En ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle 'n ander trooster gee. Hoekom sê hy dit? Want Jesus is nog met hulle terwyl hy dit sê. Jesus is nog daar. Jesus is nog die een wat kan troos. Jesus is nog Immanuel, God met ons. Met hulle. Maar as Jesus weggaan, wat dan? Dan moet hy op 'n ander manier 'n Immanuel los, 'n God met julle. So hy sê, ek gaan vir julle 'n ander trooster gee. Engels, counselor. Die mooiste definisie vir my van 'n counselor is, trooster is, behalwe vir fisies troos wat jy jou arm om iemand sit en sê, dit gaan oukei wees, man. Om saam met 'n broer of 'n suster of 'n vriendin of 'n vriend deur 'n moeilike toestand te stap, is nie altyd die mooi woordjies nie. Dis partykeer daai manhug of daai drukkie of daai tee maak wat jy ook al doen, net sê, weet jy man, dit gaan oukei wees. Ek is hier saam met jou. Ek gaan hier saam met jou deurstap. Jesus sê, ek gaan vir jou iemand stuur in my plek wat saam met jou hier deur gaan stap, soos ek nou saam met julle hier deurstap. Hierdie counselor is die een wat jy wil hê in die oorlog langs jou, en die een wat jy wil hê in die hof langs jou. Beautiful. Die een wat veg vir jou, die een wat argumenteer vir jou. In die hof en op die oorlogsveld. Ek stuur vir julle 'n ander trooster, om by julle te wees tot in ewigheid. Wie is hierdie een? Wat is die belofte? Wie is hierdie Gees? Dit is die Gees van waarheid. Kom, bol. Dis die Gees van waarheid. The Spirit of Truth. Die waarheid, geliefde, moet jy in jou hart vasmaak, is nie 'n opinie nie. Dis 'n persoon. Soos wat ek en jy, liggaam, siel en gees is 3 units. Is God ook Vader, Seun en Gees 3 eenhede, maar al 3 is persone op hulle eie. Tog een. En een van hulle is waarheid as persoon. Net Jesus in die geskiedenis van die heelal noem homself die weg, die waarheid en die lewe. Net een. Niemand anders claim daai uitspraak nie. So wanneer hy sy Gees stuur, wat by ons moet wees tot in ewigheid, en 'n trooster vir ons moet wees, is dit die Gees van waarheid. Dit is my Gees, sê die Here, en hierdie Gees kan nie los van my as persoon beweeg nie. Ek is die weg, die waarheid en lewe, hierdie is die Gees van die waarheid, so dit is my Gees wat met jou is, dit is ek met julle deur hom. Maak dit sin? Dis ek by julle deur hierdie Gees. Dit sal nie, die Gees van die Here, die Heilige Gees, sal nie los van Jesus ooit beweeg nie. Dit sal nie buitekant sy karakter beweeg nie. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Hoekom nie? Want die wêreld wag nie op die belofte nie. Jy sien, elke mens wat honger is na die Here, gaan wag vir hom in die bofortrek in Jerusalem in sy hart. Sê, Here, ek soek U. Here, ek het U nodig. Here, ek het myself gedryf tot aan die einde van my kragte. En die 17de Maart 2000 het ek amper my eie lewe geneem, omdat ek in die einde gekom het van my eie kragte. Want ek het nie die Gees van waarheid gehad nie. En my eie kragte het opgeraak, en ek het 'n krag uit die hoogte uit nodig gehad, en ek het dit nie gehad nie, want ek het nie Jesus aangeneem nie, tot daai aand. Toe sê ek, asseblief Here, ek het genoeg van myself. Ek wil nou my kruis opneem, ek het myself nou verloon, asseblief, kom bewoon hierdie woestynland van my. En toe kom die Gees van waarheid daarin, en kom sê, dis reg, ek sal hier kom woon, maar net omdat jy die Here Jesus aangeneem het, beteken nie jou lewe en jou karakter en jou leefstyl is in lyn met syne nie. Hierdie Gees
van waarheid wil van die binnekant af skoon maak na die buitekant toe. Hierdie Gees wil kom en sy pragtige, kosbare, helder lig van waarheid kom skyn op al die areas van leuns wat nog in jou lewe bestaan. Die goed waarin jy vashou van die verlede, die seer, die stikken, die onvergewensgesindheid, daar is soveel dinge wat ons saam met ons dra, wat hierdie Gees van waarheid wil op kom skyn, maar hy sal dit altyd doen in die kosbaarste liefde wat bestaan, die liefde van die seun wat sy lewe op die kruis afgelê het. Sal dit nooit kom doen dat 'n vinger in jou gesig te druk nie. As jy jou nooit verkleineer nie, as jy jou nooit op die grond trap en sê jou slegte mens, hoekom kom jy nou eers nie? Dit sal altyd die Vader wees wat wag vir die verlore seun. Altyd. Hy sal altyd bly wees om jou te sien. Hy sal altyd oop arms hê om jou te ontvang. En wanneer jy in sy arms inhardloop, sal hierdie Gees wat in jou bly, sagkens tog baie duidelik vir jou wys. Jou lewe is nie in lyn nie en jy sal dit wil verander omdat jy besef die prys wat hy vir jou betaal het. Hoe groot dit is, daarom wil ek my lewe vir hom gee. As jy nie daai prys verstaan en die dankbaarheid van daai Gees van waarheid voel nie, dan gaan jy altyd 'n mediocre Christen bly. Jy gaan altyd maar net so aanwandel saam met die crowd. Maar jy gaan die verskil maak. Want die Gees is nog nie op die troon van jou hart. Hy leef in jou, maar jy het hom nog nie die troon van jou hart gegee. 'n Profeet het gaan hoor oor die Here op die berg, Ou Testament. Dan kom hy af met die boodskap, dan bring hy die boodskap vir die koning. Dan sê hy, koning, so sê die Here. Dan sê hy, koning, dis reg. Vat hierdie boodskap, gee dit vir die priesters. Die priesters versprei die boodskap in die volk in. Dit is die orde. Ons het die Heilige Gees wat in ons woon. Hy hoor by die Vader. Dan spreek hy in die naam van Jesus in my en jou hart in. Dis die boodskap. Ons siele ontvang die boodskap. Liggaam, siel en gees wat ons is. Siel hier binne is ons koning. Ons maak die besluite elke dag. Dan sê profeet, Heilige Gees vir koning. Luister, die koning bou. Die Here sê, jy moet so en so en so. En dan moet koning bou besluit, want hy sit op die troon en die scepter moet besluit, pas hierdie boodskap vir my of nie. En as die boodskap my nie pas nie, sê ek, nee, ek is baas van myself, ek het vrye wil, ek kies teen die Here. Dan moet ek die konsekwensies hanteer. Of ek sê, ek hoor wat die Here sê, en ek kniel en ek sê, ek klim af van my troon af. En ek sê, Gees, kom sit U op daai troon. Neem leiding, ek sal die scepter hou. Ek sal die besluite maak. Maar U is die een wat die belangrikste is. En dan moet liggaam wat priester is, liggaam moet uitvoer dit wat koning besluit het. Dis die verantwoordelikheid van die eerste stap. Dis 'n gees van 'n persoon Jesus en hy sal nie los van homself met jou werk nie. En hy is die weg, die waarheid en die lewe. Tweede vers wat ons na kyk, Johannes 14 vers 26. Net 'n entjie aan. Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wat doen hierdie Gees? Hy sal julle alles leer. Hy's 'n teacher. Hy's 'n rabbi. Hy's 'n onderwyser. Hy's 'n afrigter. Hy's 'n adviseur. Hy's 'n instrukteur. En hy sal julle alles leer wat? Jesus self sê, ek julle geleer het en gewys het. Hierdie gees van waarheid, wat my gees is, sal julle alles van my leer, sê Jesus. Hy sal nie vir julle vreemde leringe bring wat los van my is nie. Hy sal nie vir julle vreemde leringe bring wat buite kan die grense van my woord en buite kan die grense van my karakter is nie. Dit is dan nie my gees nie. My gees leer jou van my, sê Jesus. My gees onderrig jou in my, sê Jesus. My gees skyn die lig op my, sê Jesus. Nie op vreemde leringe nie, nie op idols nie, nie op dinge wat in die wêreld besig is om te gebeur nie. Hy skyn die lig op my. En in die lig van die waarheid gaan jy weet wat om te doen. Dis die tweede belangrike ding.
gesonde, Bybelse waarheid en lering rondom Christus is wat sy Gees bevorder. Die derde is Johannes 15 vers 26. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Al drie hierdie konsepte doen die Gees van die Here vanuit Christus. Hy sal vir jou die onderskeiding gee rondom die waarheid. Hy sal vir jou die lering gee in Christus. Hy sal getuig van Christus. Nie een keer sê Jesus, die belofte van die Gees wat uitgestort word, gaan die toekoms aan jou bekend maak nie. Weet jy hoe naby is iemand wat sê, ek het 'n profetiese woord vir jou, hoe naby is dit aan waarsêery? Besef jy dat 'n towenaar, toe Paulus en Silas, as ek reg onthou, kan nie onthou wie was saam met Paulus gewees nie, op 'n stadium wonderwerke verrig en mense genees, toe kom 'n towenaar en hy sê, kan ek dit koop? Wat soek hy? Hy soek die krag. Hy soek die krag in die hoogte met hy sien opereer, hy sien dit voor sy oë, en hy besef, hy kan card tricks doen, maar hy kan nie dit doen. Kan ek dit koop? Nee. Geliefde, kan ek vir jou sê, wonderwerke word te koop aangebied all over die internet. Betaal net jou geldjie. Plaas net die geld in hierdie rekening oor in die volgende 5 minute en jy sal die wonderwerk hê. Dit is waarsêery, dis afgodery en dis nie die Gees van Jesus nie. Dis nie die Gees van waarheid nie. Dit is nie lering in Christus nie. Dit leer jou nie van Jesus nie. En dit getuig verseker nie van hom nie, alhoewel hulle sy naam daaraan sal koppel. Want as iemand sê in die naam van Jesus, beteken dit nie noodwendig dat kom van Jesus nie. En kan ek jou gou skok? 2 Tessalonisense 2. 2 Tessalonisense 2. Ek lees gou maar vir jou as jy nie nou daar is nie. Vers 9 tot 11. Die opskrif is die wederkoms van Christus sal vooraf gegaan word deur openbaringe van die anti-kris. Jy kan dit nou self gaan lees. Maar hier staan, en wie se koms is, kom ons kyk gou waar begin ons vers 7. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is aan die werk net totdat hy nou tegehou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtighede geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerlei kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerlei verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Allerlei kragte, tekens en wonders. Ja, maar bou, dit kan nie die Heilige Gees weer doen. Nee, net omdat jy 'n teken of 'n wonder sien plaas, beteken nie dit kom uit die Gees van die Here uit. Daarom sê Jesus moet julle leer om die geeste te onderskei. Want die Gees van waarheid is die Gees wat leer oor Jesus, is die Gees wat getuig van Jesus en hy beweeg nie buitekant die grense van Christus nie. En daardie vreemde geeste, wat ook tekens en wonders doen, sal nie kan getuig van Jesus nie. Hulle sal nie kan leer van Jesus nie. Hulle sal iets werk rondom die mens of rondom die bose. Maar nie van Christus nie. Jannes en Jambres, weet julle wie was hulle? Die 2 towenaars wat vir Moses teenstaan in die paleis. Moses se kierie word 'n slang. Daar word hulle kierie ook slange. Moses doen sekere tekens, hulle maak dit na. Waar kry hulle daai krag? Waar kry hulle daai vermoë? Daar is ander geeste aan die werk, geliefdes. En 2 Korintiërs 11 vers 1 tot 4 sê, daar is 'n ander gees en 'n ander evangelie en 'n ander Jesus wat aangebied word daar buite en jy kan hom aankoop.
vir jou. En mense gaan dit aanbied, hulle gaan dit doen op grond van 'n evangelie wat hulle pas, of om 'n organisasie te laat groei, of om 'n sekere leering wat hulle daar buite sit, terwyl hulle regverdig, gaan hulle hom kom aanbied, maar dit gaan nie klop. En dit kan nie bevestig word deur die Gees van die Here nie. Daarom kan daai persoon nie 'n getuie van Christus wees nie, want dit getuig nie van die waarheid as 'n persoon nie. En dit leer nie van die ware Jesus Christus nie. En daarom kan dit nie 'n getuienis van hom wees nie. Dit is 'n ander Jesus, 'n ander Gees en 'n ander evangelie. En sonder die Gees van die Here, die Heilige Gees, gaan jy dit nie kan onderskei nie. En gaan jy in die rytjie staan, soos mense wag vir die nuwe iPhone wat uitkom, gaan jy in die rytjie staan en wag om op deel te raak van hierdie mega beweging wat jy sien. En jy gaan nie kan sien die kom van die Here af nie. Die Gees van waarheid, die Gees van lering, die Gees wat getuig van Christus, sal altyd die lig skyn op Jesus Christus. Nêrens sal jy sien dat Jesus die uitspraak maak aan sy disippels wat vloei deur die apostels na my en jou toe in die Bybel waar hy sê, bou 'n verhouding met die Heilige Gees, aanbid die Heilige Gees nie. Nêrens sal jy dit sien. Jy sal sien dat hy sê, hierdie trooster wat ek stuur, sal die lig skyn op my. Wie is aan my en jou gegee op hierdie aarde? Christus Jesus. In hom is die volheid van die Godheid. Hy verteenwoordig die Vader en die Gees in die Seun. En daarom sê Hebreërs vir ons in die begin, in die laaste dae, praat hy met ons deur die Seun. Want in daardie Seun was die krag van die Gees. En daardie Gees is as belofte gegee. En ek en jy het die voorreg om hom te kan dra. Maar ons verhouding wat ons bou is met die Seun. Wat deur sy Gees sal werk. Pas op as jy instap en 'n hele diens gaan net oor, kom ons praat met die Gees. Watter Gees? Kyk wat doen die Gees. Mense sou slange op die grond rond. En dan sê jy, o, die Here is hier. En ons het so die gawe van onderskeiding gemis. Want daar's 'n movement daar buite wat hierdie spesifieke skrif vat van die doping met die Gees en sê, dit is wat jy nodig het om al hierdie gawes te ontvang. Sodat jy kan rondhardloop en sê, ek het die gawe van die en die en die en die. En met 1 Korintiërs 12 weer gaan lees. Want daar staan, dis een Gees wat alles en almal werk. En as ek jou as mens wil opbou, moet ek net vir jou sê wat jou gawe is. En dan sal jy hier bly vir ewig. En dan moet ek jou net hou hierso om die kerk te dien, en jy moet nie gaan nie. Maar die Gees van die Here rig mense op om te gaan waar hy hulle wil stuur. Nie waar ek hulle wil hê nie. Die Gees van die Here is nie ingestel om jou 'n titel te gee rondom die gawe wat jy besit nie. Want dit is nie jou besitting nie. Dit is die gawe van die Gees. Hy bly die eienaar. Christus bly die eienaar deur sy Gees van hy gawe. Hy gee dit aan jou om sy koninkryk te bevorder. En daarom omdat mense so najaag om die tekens en die wonders te kan doen, en hulle wil aan mense vat en hulle moet die hele tyd gesond raak en jy mag nooit ryk wees nie, en asseblief, ek wil ook hê mense moet die hele tyd genees. Maar dit gebeur nie altyd so. En omdat mense hierdie begeerte het net na die bonatuurlike, alles moet bonatuurlik wees, mis hulle die Gees van waarheid wat die lig op Christus wil skyn en begin hulle op 'n afdraaipaadjie loop en voor hulle kom kry, is hulle so besig om die bonatuurlike te studeer dat hulle verhouding met Jesus skibreek bly. Jou verhouding is met die Seun. Die Seun sal die res deur jou werk met sy Gees. Die verhouding is met die Seun.
Die fokus is op die Seun Christus. Jou lof en jou eer is aan die Seun Christus Jesus. Jou aanbidding is tot die Seun Jesus Christus. Jou kennis is van die Seun Jesus Christus. Jou antwoorde is in die Seun Jesus Christus. En jou regverdigheid is deur die Seun Jesus Christus. Alles gaan oor die Seun van God. As jy hom het, het jy die lewe. Sê 1 Johannes 5. En wie hom nie het nie die lewe nie. Alles is in die Seun vasgevat. En as jy hom volg, dan gee hy jou die belofte van sy Gees. En daardie belofte sal vir jou 'n onderskeiding lei in waarheid. Hy sal die lering van homself en sy karakter aan jou openbaar en hy sal getuig terug na die Seun toe. Nêrens sal hy die lig op homself skyn, want hy is die Gees van die Seun en die Vader. Hy sal nie homself probeer uitlig as hoër of beter nie. Hy is deel van die drie-eenheid. Kan ons dit hier los? Die Gees van waarheid, die Gees van lering, die Gees wat getuig alles rondom Christus Jesus. My en jou sentrum bly Jesus Christus. Dis waar ons staan. Dis waar ons verhouding is. Dis waar ons fokus bly. Christus Jesus. Die voorbeeld van die evangelie wat hy vir ons gegee het, die getuienisse van die Nuwe Testament, die profetiese boodskappe en alles van die Ou Testament, alles wys heen na die Seun. Dis die sentrum van ons geloof. Kom ons vat 'n minuut. Net 'n minuut. En jy vat die persoon langs jou. En jy sê, Here, as ek iewers met geeste die mekaar geraak het wat nie u gees is nie, wys dit vir my. As ek iewers betrokke geraak het by woordlering wat nie u gees is nie en wat nie u as seun bevorder nie, wys dit vir my. Bid vir die persoon langs jou om sy fokus en sy verhouding met Christus reg te hou tot op die einde, want die wat volhard sal gered word. En ek hoop om elkeen van julle te sien as die Here ons kom haal. Maar net die wat die Seun aangeneem het sy Gees ontvang en het die paspoort gekry tot die ewigheid. Die res gaan moet hoor, ek ken jou nie. En dit sal hartseer wees. Want die Seun, deur sy Heilige Gees, en die grootheid en die almag van die Vader, het so 'n kosbare plan vir elkeen van ons. Vir elkeen van ons het hy 'n kosbare plan. Maar net jy kan besluit om hom te nader vir hy plan versus jouself. Vrye wil is in jou hand. Dis die grootste liefdesgeskenk ooit, is vrye wil. So besluit, lewe en dood, kies vir jouself. Mag julle elkeen 'n lieflike dag hê. Ek gaan nou vir ons afsluit met die seën, kom ons bid net gou saam. Maar ek net sê, ek ervaar net ons sal regtig moet hard oefen. Ons sal moet hard oefen om te staan. Ons sal moet. Dit gaan nie maklik word. Nope. Ons sal moet. It's gonna take effort.
Goed, kom ons sluit af. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees, met jou bly. Amen.